Net 'n vinnige recapie, verlede week, Romeine 8 vers 1, dis nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Geen aanklag nie, geen beskuldiging nie, jy's blaamloos. Ons voel nie so nie. Ek weet nou, wie van julle het hierdie week sonde gedoen, ek sien? Hier is nog 'n klompie van julle. Okay, maar die Here het gesterf daarvoor. So al wat ek vir jou kan sê is, stop het. Jou hart in Vader se oë is gereinig. Jy's heilig. Jy's gewas met die bloed van Jesus. Hy het die aanklag teen jou gevat, die skuld, die brief, dit aan die kruis vasgespijker en dis afgehandel. Is afgehandel. Niemand kan 'n aanklag teen jou voor Vader bring nie. Want Jesus sit langs hom. En as iemand kom met 'n ding wat jy aangevang het, dan sê Jesus, klap dit al. Afgehandel. Jy is rein. In Vader se oë, as jy 'n nuwe skepsel, ons nou gesing, I'm a new creation. I've been born again. Niet gemaak, anders. Kom ons gaan dit nou bietjie verder. Romeine 6 vers 1. Wat moet ons nou hiervan sê? Moet ons aanhou sonde doen sodat die genade meer kan word? Okay, want dit is nou wat mense sê, nie? En hulle beskuldig Paulus ook daarvan, dat omdat die genade van God so groot is, en al jou sonde wegvat, beteken jy kan eintlik maak wat jy wil. Sê nee, dis nie so nie. Hier vra hy dan die vraag, is dit so? Dan sê hy beslis nie. Hoe kan ons wat dood is vir die sonde, nog daarin voortlewe? Kom ons kyk bietjie hierna. Ons weet tog dat die sondige mens wat ons was, saam met Christus gekruisig is, sodat ons sondige bestaan beëindig kon word. Ons is dus nie meer slawe van die sonde nie. 'n Slaaf het nie 'n keuse nie, hy moet doen wat sy baas sê. Jy is nie meer 'n slaaf van sonde nie. Jy hoef dit nie te doen nie. Elke sonde wat jy in hierdie week dink jy gedoen het jy gedoen omdat jy dit wou doen. Nie moes nie, jy wou dit doen. Matteus 5 vers 17, kom Jesus, hy sê, moenie dink dat ek gekom het om die wet of die profete af te skaf nie. Ek het nie gekom om af te skaf nie, maar om te vervul. Hy sê, die wet is nie weg nie, dit is nog daar. Dit verseker ek julle, totdat die hemel en die aarde tot niet gaan, sal daar beslis nie 'n jota of 'n tittel van die wet tot niet gaan nie, totdat alles vervul is. Die wet staan vas. Maar nou genade. Johannes 1 vers 17, die wet is deur Moses gegee, genade en waarheid het deur Jesus Christus gekom. So, hoe kry ek hier goed by mekaar? Romeine 3 vers 28, ons is daarvan oortuig, dat 'n mens regverdig verklaar word, omdat hy glo, nie omdat hy die wet onderhou nie. Hef ons dan deur die geloof die wet op? Beslis nie. Ons laat die wet juis tot sy reg kom. Romeine 6 vers 14. Die sonde mag beslis nie meer oor julle heers nie. Julle is immers nie onder die wet nie, maar onder die genade. So in teenstelling met die idee van mense wat kom en sê, maar omdat genade so groot is, beteken dat ek kan maak wat ek wil. Sê hy hierso juis, hoe meer jy genade verstaan, hoe meer jy in genade leef, hoe minder gaan jy sonde doen. Hoe werk dit? Romeine 7 vers 12 sê, die wet is dus heilig, en sy voorskrifte is heilig, en reg, en goed. Romeine 10 vers 4, hierdie baie belangrike skrif. Christus is tog die einde van die wet, sodat elkeen wat glo, vrygespreek kan word. So, dit voel soos 'n dualisme, soos 'n antithese hier, van aan die een kant, die wet is goed, maar hy tel nie meer nie. Jesus sê, die wet gaan nooit weggaan nie, maar hier staan, Jesus is die einde van die wet, tot geregtigheid van elkeen wat glo. Hoe kry ons dit by mekaar? Net om dit in die regte lig te sien, verander die hele prentjie. Die wet, wat van buite afgedwing was, kom nou spontaan van binne. Dit is die verandering wat plaasvind. Galasiërs 5 vers 14.
Die hele wet word in een uitspraak vervul. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Ander woorde, kom terug, hier sit ek al baie gesê. Die koninkryk van God is 'n koninkryk van verhouding. Alles gaan oor verhouding. Alles gaan oor verhouding. Dis die begin en einde. Alles gaan oor verhouding. Jy moet God lief hê, mekaar lief hê. Nou, ons sukkel in ons verhoudings met mekaar, want ons is menslik en ons jaag aan, ons doen dinge wat ons nie moet doen. Maar dis wat ons het, dis verhouding. Ek vra nou die dag van Lida, as ek lelik sou gewees het, sal sy nog vir my lief wees? Sê sy, ja, sy is. Genade is nie toestemming nie. Dit moet jy mooi verstaan, genade is nie toestemming nie. Genade is bemagtiging. Genade gee nie vir jou toestemming om sonde te doen nie. Genade gee vir jou die vermoë om sonde nie te doen nie. Dis die verskil. 2 Petrus 3 vers 9. God is geduldig met julle, omdat hy nie wil hê iemand moet verlore gaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom. Dis wat hy wil hê. Hy is geduldig, hy is genadig. Hierdie woordjie bekering, metanoia in Grieks, is 'n saamgestelde woord van draai weg in jou gedagtes. Dis waarop dit neerkom. So, om anders te dink. En omdat ek anders dink, gaan ek anders doen. Dis bekering. Bekering is nie gevoel nie, is nie emosie nie, is nie iets weird nie. Bekering is bloot net ek besef hierdie ding wat ek doen is nie reg nie. En ek hou op om dit te doen. Dis bekering. Ek draai weg van dit wat verkeerd is. Maak nie saak hoe jy in jou hart voel nie. Jy doen die regte ding. Omdat dit is wat jy moet doen. Jy draai weg van dit af. As ek wegdraai van iets omdat ek voel dit benadeel my, dan is die fokus op my. So ek doen nie meer hierdie ding want ek is bang ek gaan uitgevang word. Ek hou op steel, want ek is bang hulle van my uit. Die wette wat God gegee het, is vir verhouding. So as hy hierdie wette gee, hy is die 10 gebooie, dan is dit alles oor verhouding met God en verhouding met mense. Want die ouens het aangejaag het, daar was nie reëls nie, daar was nie riglyne nie. Toe kom die Here en hy sê, man, hierdie goed moet jy doen, sodat julle in verhouding met mekaar kan leef. As jy 'n verhouding met iemand wil skade doen, vermoor hom. Jou verhouding is klaar. As jy iemand wil aanjaag in 'n verhouding, steel sy goed. Dit is nie goed nie. So, alles in die wet is gegee terwille van verhouding. Nou kom Jesus in Matteus 5 vers 21-22. Hy sê, julle hoor, hulle het vroeër gesê, moenie mekaar doodmaak nie. Ek sê nou vir julle, as jy selfs uit mekaar vloek, dan is dit moeilikheid. So onder die ou wet is daar spesifieke riglyne gegee wat jy moet doen. Nou onder Christus, onder die nuwe verbond, is dit soveel meer intens. Maar die motivering daarvoor is nie terwille van my nie. Dis omdat God van iets hou of nie hou nie. Omdat ek hom lief het, omdat ek met hom verhouding het. Dit motiveer my om heiligmaking na te streef. Om die sonde nie te doen. So waar dit in die verlede iets onder 'n reël was, wat vir my sê, moenie so maak nie, moenie so maak nie, doen dit en doen dit. In die nuwe verbond sit in my hart. En ek doen dit spontaan. Ons het Growing Kids, kursus het ons 'n klomp keer al aangebied. Ons gaan dit terloops iewers in die jaar weer doen. Hoe om 'n kind groot te maak, hoe om 'n kind te leer, hoe om hom te dissiplineer, hoe om 'n kind groot te maak. Volgens die riglyne van die woord. Een van die goed daar, as hy sê, dit help nie, jy gee vir 'n kind net 'n opdrag nie, sê, moenie dit doen nie. Want die oomblik wat jy nie daar is om dit te polisieer nie, dan doen hy dit in elk geval. Maar as jy vir hom kan sê, hoorie, jy moet nie dit doen nie, want dis die gevolg.
Dis die rede. Dan gaan dit in sy hart in. En as jy nie daar is nie, dan weet hy nog, dis die rede hoekom hy dit nie doen nie. So onder die nuwe verbond met Christus, waar hy in jou hart inkom, en sy wette in jou hart skryf, is dit soveel makliker om te doen wat reg is, want jy weet wat hy sê. Hy is in jou. Omdat ek reeds gewas is. Ek is reeds gewas in die bloed van Christus. Kan sonde nie meer oor my heers nie. Hoor nou, daar's geen sonde in jou lewe waar jy nie 'n keuse het nie. Jy kan kies. Jy kan kies. Elke ding wat jy aanjaag, is omdat jy kies om dit te doen. Jesus het gekom om jou vry te maak van die heerskappy van sonde, sodat jy kan kies wat om dit te doen. Maar dit verander nie aan my identiteit nie. Ek is kind van God, ongeag wat ek doen of nie doen nie. Ek is kind van God. Dit verander nie aan identiteit nie. 2 Korintiërs 5 vers 17. Iemand wat aan Christus behoort is 'n nuwe skepsel. Die ou is verby, die nuwe het gekom. Dit is totaal 'n nuwe bedeling. Die oomblik wat God kom en hy wederbaar jou. Jy ken hom, jy word wedergebore. Jou gees wat dormant, wat leweloos binne in jou is, word lewendig gemaak. Dan verander dit alles. Want nou is dit jou identiteit. A new creature altogether, sê hierdie vertaling. Galasiërs 5 vers 18. As julle deur die Gees laat lei, staan julle nie meer onder die wet nie. Okay, dit beteken nie die wet geld nie. Dit beteken net ek word nou gelei deur Heilige Gees. Ver meer as deur een of ander geskrewe reël wat vir my gegee word. Ek word gelei deur Heilige Gees wat binne in my is. Heilige Gees sal altyd lei volgens God se reëls. Altyd. As jy hoor wat hy sê en jy doen wat hy sê, dan leef jy in oorwinning. En ons gaan, ons maak foute, maar hoor wat die Here vir jou sê. Ek het nou op 'n stadium, ons nou trek haar buitekant toe. Toe wil ek nou 'n dek voorbou. En Eskom is besig om pale af te sny. Hulle vervang dit. Die wat gedaan is, sny hulle af en los hulle langs die pad en hulle sit in die weer op. En ek praat met die makker daar, ek sê maar ek soek van die goede. Hy sê maar vat. En ek het 'n kraantrok. So ek vat toe. En ek ry daar om op die vereniging pad, daar lê 'n paar van hulle, ek en Tiana, ons laai die goed op. En ons vat dit terug plaas toe. En ek het dit nou gebruik vir allerlei goede. Maar daar's een lange, so swarte, wat ek toe nou naderhand verstaan, maar kyk, hierdie is nog nie gebruik nie. Dit is nog 'n nuwe een. En nou so 2, 3, 4 weke, ek kan nie onthou hoe lank terug nie, toe word ek wakker en hierdie ding pla my, want ek het 'n gesteelde Eskom paal op my werf. Ek het nie meer kraantrok nie. Toe weet ek gelukkig 'n TLB, en ek laai die ding op, en ek ry daar af, en ek gaan laai hom onder langs die pad af, langs Eskom se ander pale, waar hulle hom kan kry en hom kan gebruik. Niemand geweet van hierdie ding nie. Niemand word hierdeur beïnvloed nie. Balweg. Heilige Gees wat binne in my laat kriebel. En dit is hoe dit werk om gelei te word deur die Gees van God. So mense, dit is nie ingewikkeld nie. Enige ding. Enige verhouding, enige krisis, enige besluit, enige ding. Gaan net na hom toe sê, Here, sê my wat wil U hê? Hulle wat gelei word deur die Gees van God, is kinders van God. Vra hom. En hy het klomp verskillende maniere wat hy met jou gaan praat, en jy gaan weet, dit is wat die Here sê moet gebeur. So as dit jou pla, stop dit.
As dit jou pla, stop dit. Ek weet nie hoe om dit eenvoudiger te sê nie. As jy hier sit op hierdie oomblik, en daar kom nou iets in jou gedagtes, iets wat jy doen of nie doen nie. Wel, stop dit. Hou op om dit te doen. Maak die saak reg. Gaan na wie ook al toe en sê, ek is jammer. Maak die saak reg. As Heilige Gees met jou praat, en hoor nou, Heilige Gees jou nooit kom beskuldig nie, veroordeel nie, maar hy sal kom, en hy sal saggies in jou praat, sodat jy kan hoor wat hy sê. Doen wat die Here vir jou sê, om te doen. Nie uit vrees nie, maar uit liefde. Dis die hele verskil, van die ou verbond en die nuwe verbond. In die ou verbond, volg jy hier riglyne, jy doen wat die woord sê, want as jy dit nie doen nie, vat hulle jou buite die kamp en hulle gooi jou met klippe dood, hulle stenig jou. So jy doen wat reg is, omdat jy bang is vir straf. In die nuwe verbond, is nie meer bang vir straf nie, want Jesus het reeds die straf gevat. So ek is nie bang vir straf nie, want hy het dit klaar gevat. Maar omdat hy my lief het, en ek hom lief het, kies ek om dit nie meer te doen. So dit is baie sterker bemagtiging, toerusting onder die nuwe verbond as onder die ou verbond. Want dit gaan oor verhouding met Vader. In Johannes 3 vers 9, elkeen wat uit God gebore is, doen nie meer sonde nie. Omdat God se saad in hom bly, hy kan nie meer aanhou sonde doen nie, omdat hy uit God gebore is. Van nou begin hierdie goed my pla, en dit kriebel in my, en ek wil dit nie meer doen nie, want dit is nie reg nie. Maar dit gaan nie meer oor 'n wet wat afgedwing word nie, dit gaan oor sy goedheid, wat in my hart geskryf is. You are not dirty, trying to scrub your way into holiness. You are not dirty, trying to scrub your way into holiness. You are starting from clean, growing into maturity. Dis 'n verskil. Ek probeer nie deur heiligmaking God se liefde ontdek nie, of afdwing nie. Ek probeer nie deur die regte ding doen, dat hy my moet aanvaar nie. Hy het my klaar aanvaar. Hy het my klaar niet gemaak. Ek is 'n kind van God, dit is my identiteit. Maar omdat dit my identiteit is, begin ek al meer en meer doen wat hy wil hê. Want ek wil hom behaag, want ek is lief vir hom. Hy is God. Jy dien God nie om aanvaar te word nie, omdat jy reeds aanvaar is as kind van God. Dien jy. Groot verskil is identiteit. Jy is 'n kind van God. Ongeag wat jy doen of nie doen nie, jy is 'n kind van God. Hy het dit gedoen. Dis nie afhanklik van hoe sterk ek aan God vashou nie, dis afhanklik van hoe hy my vashou. En niemand kan my uit sy hand uithaal. Wat 'n fantastiese goeie nuus. God het jou lief en hy het jou gegryp. En hy gaan jou deurdra, hy gaan jou end uitvat, jy gaan bo uitkom. Nie omdat jy iets is nie, maar omdat hy alles is. In Johannes 3 vers 18. Liewe kinders, ons liefde moenie net woorde en lippetaal wees nie, maar moet met die daad bewys word en dan in opregtheid. Hierdeur kan ons ook te wete kom dat ons aan die ware God behoort en kan ons gewete voor hom tot rus bring. As jy op hierdie oomblik daar sit en jy het so skuldige gevoel hier binne, dit kom nie van die Here af nie. Dit beteken jy verstaan nie sy roeping en sy genade soos hy wil hê nie. Vers 20, as ons gewete ons veroordeel, God is groter as ons gewete, hy weet alles. Met ander woorde, toe hy jou gekies het, en jou gegryp het, en jou nuut gemaak het, jou wederbaar het hy dit gedoen
wetende wie jy is en wat jy doen. Niks vang hom onkant nie. En ongeag wat jy nog gedoen het, of nog gaan doen, wat jy gedoen het, en wat jy dalk nou doen, ongeag dit, kies hy jou. So, dit is nie 'n faktor nie. Hy kies jou, omdat hy jou liefhet. Dis dit. Geliefdes, vers 21. As ons gewete ons nie veroordeel het, dan kan ons met vrymoedigheid voor God staan. En ons weet wat ons ook al vra, ontvang ons van hom, omdat ons sy gebooie onderhou en doen wat vir hom aangenaam is. Dis waaroor dit gaan. Ek hou nie op sonde doen omdat ek bang is om hel toe te gaan nie. Ek hou op omdat ek hom liefhet. Hy is nie kwaad nie. Hy word nie beïnvloed deur wat ek doen nie. Want Jesus het klaar daarvoor gesterf. So ek kan met vrymoedigheid sy teenwoordigheid ingaan en sê, Papa Vader, omdat hy my liefhet. Vers 23, dit is sy gebod. Ons moet in sy seun Jesus Christus glo en ons moet mekaar lief hê volgens die gebod wat hy ons gegee het. Net twee goed. Geloof, liefde. Sal. Niks meer nie. Dis wie hy is. So ek sê vanoggend vir jou, alles draai rondom verhouding. Die wette wat die Here gegee het in die Ou Testament, die ou verbond het nie gewerk nie. Mense het aangejaag, ongeag die wette. Toe kom hy en hy bring 'n nuwe verbond. Die verbond van genade. Dit verander jou hart. So in die ou verbond waar ek wette het, reëls het wat sê maak so, en die nuwe verbond verander my hart om outomaties te wil doen wat hy sê. En jy weet, as jy gaan aanjaag, as jy sonde gaan doen, jy weet, hier binnekant is nie lekker nie. Jy weet dit. En jy doen dit omdat jy kies om dit te doen. Jy kan dit oorwin, maar dit is jou keuse. Spontane liefde. Dis die nuwe verbond. Spontane liefde. Omdat hy my lief het ek hom lief. En ek doen wat hy sê. In hierdie hele ding is God die anker, nie ek nie. Dis nie my vermoë nie, dis nie my selfbeheersing nie, dis nie my deursettingsvermoë of enigiets nie. Dis net, hy is die een wat dit doen. Hy is die een wat dit maak werk. Hy is die anker, hy is die fondasie, hy is die rots. Hy is God, hy het my gegryp, hy het my gekies. Dis hy. Net op grond van genade. Dis net sy genade. So, met dit in gedagte, lees nou weer hierdie laaste skrif in Hebreërs 8 vers 10. Dis dan die verbond wat ek na daardie dae met die huis van Israel sal sluit, sê die Here. Ek sal my wette in hulle verstand gee en op hulle harte sal ek dit neerskryf. Ek sal vir hulle God wees en hulle sal vir my 'n volk wees. Dan hoef niemand meer sy medeburger te leer en vir sy broer te sê, jy moet die Here ken nie. Want almal, klein en groot, sal my ken. Almal sal my ken. Ek sal genadig wees oor hulle ongeregtighede en aan hulle sondes sal ek glad nie meer dink nie. Want, Romeine 10 vers 4, Christus is die einde van die wet tot geregtigheid vir elkeen wat glo. Dis die pad van oorwinning. Dis die pad van heiligmaking. Dis die pad van oorwinning oor sonde. Nie omdat ek die Here moet beïndruk nie, maar omdat hy met my beïndruk is en ek met hom beïndruk is, kies ek om die regte ding te doen. Kom ons bid. Here, dankie vir genade. Dankie vir U. Dankie Here. Dankie. Dankie Here Jesus dat U dit alles gevat het. Dat U daarvoor betaal het. Dankie Here. Dankie dat ons vrygespreek is op grond van wie U is. Die lam. En Here, U is ook die leeu. En ons buig voor U en ons erken U as die Here, die Skepper, die Meester, die Almagtige. Mag U verheerlik word in ons lewens. En ek vra Here dat U in elke hart
al meer en meer die bewustheid, die verstaan, die begrip sal gee van wie U is en dat U ons liefhet. Ons eer in Jesus naam.